Val daar geen reën op die lande nie, en droogte oorheers alles. Al dra die wingerd geen druiwe nie, en is die oes maar skraal. Selfs al is daar nie 'n skaap in die kraal nie, geen koring om te saai nie, nogtans sal ek U loof, o Here, U naam vereer. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys. My kragte vind ek in U, o Jesus, my koning. Al is die wêreld stukkend, al is daar niks om op te bou nie, alleen is my rede, op U alleen sal ek vertrou. Al voel die pad voor my so donker, ek weet nie wat om te doen nie. As sê die werklikheid rondom my, daar is geen hoop, geen heil meer nie, dan kyk ek na U trou, U my tot nou behou het. Nogtans sal ek U loof, o Here, U naam kragte vind ek in U, o Jesus, my koning. Al is die wêreld stukkend, al is daar niks om op te bou nie, U alleen is my rede, op U alleen sal ek vertrou. U is my krag, U gee my voete soos die van die herte, U maak my seker op die hoë wankelrige plekke. U is my lig in die donker, U is my hoop in die stryd, U is my alles, U is my rede. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys. My kragte vind ek in U, o Jesus, my koning. Al is die wêreld stukkend, al is daar niks om op te bou nie, o alleen is my rede, op U alleen sal ek vertrou. Op U alleen, U alleen is my redder. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys. Nou kom ons kyk uit Handelinge 16 uit vanaf vers 16. George, dis reg. Mooi. Ons kyk na die gedeelte Paulus en Silas in die tronk. Interessant is hoe mense dit gedeelte 1000 keer kan lees, en dan kom jy eendag en dan snap jy net iets wat jy nou elke keer gemis het. Iets het nog op my opgegaan wat my merkwaardig was, hoor. Kom ons lees vanaf vers 16. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van baarsery, wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu: Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Dit is hy dae aaneengedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê: Ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om maar uit daar uit te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaars merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep tot voor die owerhede. En nadat hulle voor hulle gebring het, het hulle vir die stadsbestuurders gesê: Hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode
en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai en die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan is, het hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in die blok vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n ewige aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeye het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik. En toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep: "Moenie jouself leed aan doen nie, want ons is almal hier." Die bewaarder het vir lig gevra, ingestorm en lewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê: "Menere, wat moet ek doen om verlos te word?" En hulle het geantwoord: "Glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huishouding sal verlos word." Hulle het die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig, en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem, 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend omdat hulle tot God in geloof gekom het. Net tot sover. Nou ek wil julle vanoggend iets vertel, maar ek doen dit nou nie sodat julle dit ook nou moet gaan doen wat ek doen. So rukkie terug, toe skiet ek daar af na Checkers toe, Checkers daar in Yorkstraat, julle gaan hom baie goed ken, om so 'n paar goedjies vir die huis te gaan kry. Nou hierdie Checkers is in Yorkstraat, reg oorkant HTS Eden. Ek het 'n toets vanoggend vir julle, sodat jy kan weet of jy 'n ou Georgite is, nê. As jy vir my kan sê, wat is HTS Eden se naam gewees voor die tyd? Kom ons hoor, vat daai skoot, Dirkie. PB Botha, ja, dat sê, PB Botha, ek het dit geweet, ek is trots op myself. So ek kry al my goedjies by Checkers, ek laai dit in die bus, terug in die bus, en nou is ek op pad huis toe. Nou as jy by Checkers uitry, Rooi Rivier se kant toe, daar is 'n lekker tonknoper. Dis nou Garage se kant toe, nee. Dan kan jy mos nou net een kant toe draai. So jy kan nou net Rooi Rivier se kant toe draai, jy kan mos nou nie York se kant toe draai nie. Nou raai wat doen almal in George? Ek weet julle doen dit ook. Moenie vir my sê julle het nog nooit in julle lewe gedoen nie. Ons maak 'n U-turn daar, nee, dan draai ons om daar by York te kom, nee. Nou daai selfde dag, nou draai ek daar uit, ek maak 'n U-turn na York se kant toe, want die bordjie sê direk mos vir jou, jy mag dit mos nou nie doen nie, maak mos nie 'n U-turn nou doen nie, maar kom aan, almal doen dit, so ek doen dit ook. Nou ja, ek kom die dominee en maak 'n U-turn daar. En vraggies daai dag toe staan daar 'n Speedboat. Daar agter George Apteek, nee, nou kom hy daar uitgehardloop, nee, hy seker nou net ons gaan koop, en sy stem is mooi duidelik daai dag gewees, maar hy is so bly om my te sien, hy waai sy hande, ek soos my vrou het my lanklaas gesien dit. Maar sy arms is in lig. Maar nou daar doen ek nou weer wat almal doen. Jy kyk agter in die spieeltjie, arme ou agter my het hom, nee. Nou sien ek agter my spieeltjie as niemand agter my nie. Nou trek hy my daar af. Nou ek weet ek moet seker baie spesiaal voel, want die helfte van George doen dit, maar hy sal my kon val, nee. My moed sak soms my skoene, want dit is bloedgeld. Nou ek weet, hier is die moeilikheid, maar hy is lekker nippie, hoor. Ek maak die venster oop, en hy begin sommer dadelik te skryf daar by my venster, jy weet. En hy sê vir my, meneer, ek oorweeg jou om jou vandag vir 'n oogtoets te stuur, want om hierdie bordjie te mis moet jy regtig blind wees, hoor. Ek sê vir hom, skryf my eerder die kaartjie, nee, want net 'n doppeltjie hoogtoets, dis baie duurder. Ek kry my briefie en met my handtekening mooi daarop en daar is ek op pad huis toe. Maar die heeltyd, nee, nou dink ek by myself, as ek nou net kon teruggaan in tyd, en ek kon myself nou waarsku van elke liewe dag wat die mense doen, moet dit nou net nie vandag doen nie. Ek kan dit môre doen, maar moet dit nou net nie vandag doen nie. Dan het ek myself nou R1000 gespaar. Het julle nie ook al so gevoel nie? As ek net dit vandag kon oordoen.
of ten minste daai moment kon oordoen. As ek nou net geweet het, hy sit daar, ek gaan vandag die jackpot slaan, as ek nou net geweet het, hy wag spesiaal vir my, dan het ek myself nou vandag baie geld gespaar. As ek dit net geweet het, dan kon ek almal nou lekker Spur toe gevat het vir R1000, dan kon ek dan my water gekry het en 'n slaai. Dink net hoe awesome sou dit gewees het, om iets te kon oordoen, om rewind te kan druk, om daai moment net anders te kon doen. Ek net vat gou die laaste 2 jaar van jou lewe. Van al die besluite van jou vir die laaste 2 jaar, want dit het 'n massiewe aandeel daarin, omdat jy sit waar jy vandag is. Daar was momente waar dit fantasties gegaan het, waar jy in volle beheer was. Daar was bitter moeilike dae waar jy 'n paar moeilike besluite moes gemaak het. En hierdie besluite het definitief sy aandeel daarin waar jy vandag is. Dalk is jy op die huidige oomblik in die middel van 'n egskeiding, jy's nog nie 100% seker hoe jy daar beland het nie. Dalk op die huidige oomblik het jy baie stres en nog stres wat jy om die lyf beet gekry het. Slaap gebeur eers 3 uur in die oggende, want van 12 uur af tot 3 uur in die aande word daar wakker gelê. En dan wonder 'n mens, maar is dit my nuwe normaal? Is dit hoe die dinge vir my vanaf gaan wees? Is dit wat ek nou het, die gemors waarin ek nou is, wat ek nou het, is dit hoe ek die lewe gaan vir die res van my lewe gaan aangaan? Om eerlik te wees, dink ek nie dinge is baie makliker op die huidige oomblik nie. Ek voel so in die verlede het die lewe gekom, maar hy het so met een hand bo op 'n ou kom druk. Ek weet nie of dit vir julle ook so voel nie, maar vir deesdae voel dit vir my of die lewe kom en hy nou nog 'n hand kom bysit en hy kom druk bo op jou. As ons nou regtig eerlik wil wees, dan weet ek daai vraag het al by almal van ons opgespring. Meer as een keer. Hoekom? Hoekom is dit besig om met my te gebeur? God, hoekom? Hoekom werk die dinge nie uit nie? God, jy weet ek was gereeld in die kerk, jy het my daar gesien. Ek doen regtig my beste om jou die grootste prioriteit in my lewe te maak. Ek probeer regtig my beste. Hoekom lyk my lewe so op die oomblik? God, hoekom lyk die wêreld so? Hoekom gebeur hierdie goed? Kyk, as ek nou dink aan 2 mense, wat die volste reg gehad het om hierdie vrae te kon vra, dan was dit waarskynlik Paulus en Silas. Ek glo baie van julle ken die verhaal, maar kom ek leer net vir die prentjie in. Paulus was 'n man wat een van die hoofrolle gespeel het om die goeie nuus van Jesus die wêreld in te kry. Op daardie stadium was Paulus nog taamlik in die begin van sy bediening, en dis hoe die dinge vir hom begin het, want 5 hoofstukke terug was hy op pad Damaskus toe om die Christene te gaan doodmaak. En daar het Jesus voor hom verskyn, sy hele lewe vir hom verander, dis 5 hoofstukke terug. So hierdie gedeelte is nog taamlik in die begin van Paulus se bediening. Paulus was op pad na 'n stad met die naam van Filippi. Dit was 'n hawe stad gewees. En hy moes die mense in hierdie stad gaan vertel het van Jesus. Hy is op pad soontoe om vir hierdie mense die goeie nuus te bring. En die beste van alles is God stuur hulle na Filippi toe. Hulle moet soontoe gaan om die mense te gaan vertel. En hier is hulle in Filippi, is besig om die mense te vertel, asof elkeen wat hulle in die hande kry, versprei hulle die goeie nuus. Hulle preek die spoegspad, week in, week uit. Hulle vertel soveel mense as wat hulle kan van Jesus. Dat Jesus op die kruis vir hulle sondes gesterf het, dat hy vir hulle die onmoontlike gedoen het, dat hy dit uit liefde vir hulle gedoen het. Dat as hulle net glo en vertrou, sal hulle ook die ewige lewe kry. Maar net na so 'n rukkie, toe kom daar frustrasies. Want van die mense in die stad hou nie van Paulus en Silas nie. Veral toe hulle op 'n stadium 'n vrou en 'n man se besigheid te nakom, want hulle het 'n vrou gehad wat 'n gees in hulle gehad het wat voorspellings kon doen. Met ander woorde, sy het vir hulle gesê waar om hulle geld te belê en hoe om dit te belê. En sy kon presies sê nou, later, nie keer, sy kon dit doen. En op 'n stadium, toe sy agter hulle aanhardloop, toe stop Paulus en hy dryf die gees uit. En onmiddellik toe kom die mense agter, maar nou het hulle meer daai vrou wat hulle inkomste vir hulle gee nie, en hulle is kwaad. Terwyl hulle vir Paulus hulle aanval, begin nog mense by hulle inskakel. En later toe raak dit so intens,
dat hulle letterlik vir Paulus hulle aan die klere begin gryp en hulle begin vir Paulus en Silas sleep na die stadsbestuurderskantoor toe. Hulle kom daar by die stadsbestuurder aan. En die vrou sê vir die stadsbestuurder: "Meneer, hierdie manne preek nie van God waarvan ons hou nie. Hulle soek net, ons soek net vrede in Filippe en hierdie ouens het gekom en hulle het letterlik alles kom deur mekaar krap. Hulle kom doen wat nie hier hoort nie. Ons soek net vrede. Hulle kom stuur die mense op." So die stadsbestuurder gee toe opdrag dat Paulus en Silas pak slake. Hulle word met stokke geslaan en later word hulle albei in die tronk gegooi. Nou ek wil dit net noem, die stokke wat hulle mee slaan is nie liniale nie. Die stokke wat hulle mee slaan se bedoeling is bloed. Jy moet bloei. As jy jou slaan tot jy bloei. As jy nie ordentlik bloei nie, hou ons aanslaan. So daar sit Paulus en Silas in die tronk stekkend geslaan. Hulle weet nie of hulle moet sit of staan of lê nie, want niks help vir die pyn nie. Kyk, ek weet nie van julle nie, maar ek moet myself probeer in hulle skoene sit, om te voel wat hulle voel, om te beleef wat hulle beleef. Hoe moes hulle nie gevoel het? Want in die eerste plek, onthou, God het hulle Filippe toe gestuur, en vir hulle gesê wat hulle moet gaan doen in die stad. Hulle moet die mense gaan vertel die goeie nuus, en hulle moet vir die mense gaan deel van Jesus. En hier word hulle gegryp, stekkend geslaan in die tronk gegooi. Om dinge nog erger te maak, het die stadsbestuurder opdrag gegee dat die tronkbewaarder hulle persoonlik moet oppas. Dat hulle voete vasgemaak word aan blokke. Dit beteken jy kan nie in die tronk beweeg nie. Jy sit letterlik op een plek. Jy kan nie beweeg. Hierdie plek is ook nie skoon nie. Dit vrot. Want die vorige ouens se gemors en bloed lê oral in daai tronksel rond. Daai tronkselle in die binneste word nooit skoon gemaak nie. Nou dink julle dat hierdie twee ouens het die volste reg gehad om vir God te vra, hoekom? Hoekom het dit gebeur? God, hoekom? Waar is hy? God, as jy ons net gewaarsku het, sou ons dinge effens anders gedoen het. Maar dis nie wat hulle gevra het nie. Dis een van die ongelooflikste verse in die Bybel. Kyk gou in vers 25. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister. So hulle sit daar, stikkend geslaan, in die veldtronk, met hulle voete vasgemaak, en dis omtrent middernag. Want hulle kan in elk geval nie slaap nie, dis ver te sien. Eers het hulle begin bid, en toe begin Paulus sing. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Later toe begin Silas saam met Paulus inval. En hierdie sinnetjie is 'n versie wat vir my ongelooflik is. Hoor gou weer mooi in vers 25. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister. En die gevangenes het na hulle geluister. Dit het my gedagtes geblaas. Want onthou net gou dat God vir Paulus en Silas na Filippe toe gestuur het om die goeie nuus van Jesus te gaan deel. Om vir die mense wat geen hoop het, vir die mense wat geen uitkyk na môre het, vir die mense wat eintlik klaar moed opgegee het, vir die mense wat se koppe konstant tussen hulle bene hang, vir mense wat nie meer wil lewe nie, dat hulle kan hoor, Jesus het hulle ook lief. Dis die mense wat God in gedagte gehad het, waarna toe hy vir Paulus en Silas toe gestuur het. Nie die mense wat vryloop, buite rondloop nie, vir hierdie ouens wat in die tronk vasgekeer is. Van hierdie ouens sit al vir jare daar. En hoe dink jy, moet hulle hoor, daar is hoop vir hulle, as niemand met hulle praat nie. Want hulle is in die binneste stelle. Dit beteken niemand kom binne daai tronkgedeelte en niemand word toegelaat binne nie. Hier beland Paulus en Silas tussen hulle en hulle begin bid en sing. En daar sit die man in die tronkselle met trane in hulle oë. Hulle luister na elke woord wat Paulus en Silas sing. Van 'n God wat kan.
Van 'n God wat die donkerste gaatjie jou sal kom uithaal. Van 'n God wat hom nie laat keer deur tralies nie. Van 'n God wat 'n boodskapper na jou sal stuur, al sit jy vir jare in die binneste tronkselle, weggesteek van almal. God weet nog steeds van jou. Jy sien, dit maak nie saak waar jy is nie. Daar is hoop. En hierdie Jesus maak jou vry, selfs in die tronk waarin jy op die oomblik vasgekeer sit. Ek meen, dis wat hulle hoor wanneer Paulus en Silas sing, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Dis wat hulle hoor. My liewe Fynbos familie, as die klok vanaand 12 uur slaap, en jou oogies is waawyd oop, en slaap kom ons eers 3 uur in die oggend, waar draai jy vir hulp daai tyd van die aand? Maklik op 'n Sondagoggend om hier te kom inloop in die kerk in om 'n paar woorde van die skerm af te sing en met 'n boodskap in jou hart huis toe te gaan. Dis maklik as dit goed gaan. Maar wat maak jy as dit Dinsdagoggend is en die hele wêreld van jou val uitmekaar uit? Wat maak jy daai Dinsdag aan 12 uur? Waar is jou gedagtes daai middernag? Kyk, wat ek vir jou sê is, neem jou oë toe te knyp en jou bes te doen om te verbeel dat Dinsdag se gemors nooit gebeur het. Wat ek vandag vir jou wil sê is, ongeag wat gebeur het, is, jy sal altyd vir God in die hande kry, ons het 12 uur in die aand. 12 uur in die aand sal jy God in die hande kry. God is groter as jou Dinsdagkrisis. Ek meen, dis waar hierdie gevangenes letterlik was. Hulle kon bogrol aan hulle omstandighede doen, niks nie. Hulle sit daar in die tronk, in die donker, en is 12 uur in die aand, en hulle hoor Paulus en Silas sing van 'n God wat baie groter as hulle moeilikheid is. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar teen 12 uur slaap baie mense. Here moet asseblief tog vir my sê, hoe kry mense dit reg? Stuur van net nou 'n boodskap hier, hoe slaap mense voor 12 uur in die aand? Maar hierdie gevangenes het nie 'n woord gesê om hierdie ou stil te maak. Hulle het nie geskel nie, hulle het nie gevloek nie, hulle het nie vir gesê, slaap nou nie. Hulle het nie 'n woord gesê nie. 12 uur die aand. Almal van hulle se oë was oop. Hulle lê en hulle luister want hulle wou dit hoor. Dis wat hulle nodig gehad het om te hoor. Dat God sterker en groter as hulle omstandighede is. Mense, maar dis nie al nie. Kyk gaan op vers 26 tot 28. Skielik was daar 'n ewige aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik opgegaan en almal se boeye het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep: "Moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier." Hierdie ouens lê daar 12 uur in die aand. En hulle hoor hoe Paulus en Silas sing van God wat kan. My God is groot, my God is magtig, my God is sterk. En hier beleef hulle dit vir hulle self. Hulle hoor hoe Paulus en Silas sê God kan, en hier kom God, en hy bring 'n aardbewing, en skielik spring al die deure oop, almal se boeye op 'n merkwaardige manier raak los. Die rede hoekom Paulus en Silas se tronk se deur oopgegaan het, is omdat hulle weggelos is. Hulle het die mense bereik wie hulle moes bereik het, en daarom gaan die tronk se deur oop. Die mense wat hulle moes bereik het, was nie die staatsmense nie, dit was hierdie ouens wat geen hoop gehad het nie. Dit was hierdie tronkbewaarder wat geen kans gestaan het nie. Dis hulle wat geen hoop gehad het nie, dis hulle wat gedink het, almal het van ons vergeet. Dis hulle wat gedink het, dis onmoontlik, dit sal nooit nie. Dis my voorland. Dis my nuwe normaal in my lewe. Hier in die gevangenis, hier in die kettinge van die lewe, hier waar niemand my kan help nie. Dis hulle wat die wonder van God moes beleef. Jy sien, Paulus en Silas kon maklik daar een kant gesit het en met God beklei het oor 100 hoekoms. Maar ek dink Paulus en Silas het die geloof gehad om te besef, hier's dalk 'n groter plan met dit nou in my lewe. Die mense na wie ek eintlik gestuur was, is die ouens wat moed opgegee het. Is die ouens wat hulle lot en hulle nuwe normaal maar net so aanvaar. Hierdie tronkdeure, hierdie harte moes oopgemaak word.
Hulle moes bereik word wat nie kon bereik word nie. Maar my liewe Feitlos familie, baie keer om mense te kan bereik in jou lewe, gebeur daar dinge, en sodra hierdie dinge gebeur, is presies waar die hoekoms kom. So dalk is jy daar nou op die oomblik. Presies daar in daai gevangenis, dalk finansiële gevangenis. Geen hoop, geen help nie, moed opgegees baie naby. Besig om jou nuwe normaal met te aanvaar. Elke aand 12 uur, dan kom my hoekoms. Maar hoor wat sê Jesus vir jou in Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Nog eenetjie, Matteus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die tyd. So ja, ek weet, as Dinsdag kom en hy krisis duik op, dit voel of jou hele wêreld uitmekaar gering word. 12 uur daai aand, dan kom hy, en die oogies is op waarheid wakker. En jy wens dalk in jou hart, weet jy wat, daar is 'n paar dinge wat ek graag sou wou oor kon doen, as ek dit kon oordoen. Dalk is daar 'n paar dinge wat ek anders gedoen het, as ek net geweet het. Soveel besluite wat anders sou gewees het. Wel, ek dink die dinge het presies gebeur soos dit moes gebeur het. Maar hier wil ek jou aanraai, nê, voor jy al daai hoekoms in die aand gooi, om 'n bladsy uit Paulus se boek te steel, terwyl alles so hopeloos lyk. Daai aand 12 uur, nê, voor hy eerste hoekom kom, dan sing jy, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Jy aanbid 'n God wat baie groter as jou krisis is. En met elke krisis is daar 'n doel baie groter as wat jy dink. Amen. Kom ons bid saam. Here, U weet ons is maar net mens. U weet, ons kom baie keer hier en ons sê, Here, dat ons hierdie berg van geloof het. Dat maak nie saak wat die wêreld sal gooi nie, ons sal geanker bly, Here, maar dan is ons daar waar Elia baie keer is. Een oomblik dan beveel hy en hy sê vir U dat U daardie brandstapel moet aansteek, vuur kom uit die hemel neergedaal. Die volgende oomblik wanneer hy brief kry dat iemand sy lewe wil neem, dan lê hy onder 'n besembos en sê hy kan nie meer nie. Here, ons is daar. Ons is mens. Ons probeer ons beste, maar Here, ons is dankbaar oor dat U aan ons nooit los nie. Dankie dat dit nog nooit gegaan het hoe sterk ons in U vashou, Here, dat dit nog altyd gegaan het hoe sterk U aan ons vashou, U los nie. U maak nie U vingers rondom ons oop nie. Of ons at 12 uur in die aand daar lê, nou Dinsdag se krisis, en ons het nie ons antwoorde nie, ons weet nie waarheen nie, hoekom ons borrel in ons harte. Dat U met ons nog steeds geduldig is. Dat U nog steeds vir ons die geloof gee om Woensdag te kan wakker te kan word en Woensdag te kan aanvat. Dankie Here dat ons nie vir een oomblik in onsself oorgelaat is nie, dat U vir ons dag van ons seën met die teken van nagmaal. U sê vandag vir ons met daardie teken, vat daaraan, voel daaraan, sien daaraan, so seker moet ons wees dat U lewe vir ons gegee het. Ons moet nie twyfel nie. Here, help ons dat ons met geloof sal uitgaan. En wanneer 12 uur vanaand sal kom, en voor daai eerste hoekom uitborrel, dat ons eerder sal sing, U is ons groot God. Vir U is niks onmoontlik nie, nie eers daai krisis van vandag nie. Gee ons net die geloof, net die vertroue dat ons kan weet, U weet wat U doen. U is in volle beheer. Dankie Here dat ons vandag hierdie kan bid. Dankie dat ons tekortkomme kan bely. Dankie dat ons kan erken, Here, dat ons wil en ons nie altyd doen nie. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U ons God is en altyd sal wees. Ons bid al hierdie in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen.